Ek wil gou die geleentheid gebruik om vir julle 'n bietjie terugvoer te gee oor die vordering met die Wit Kruis projek, wat natuurlik 'n enorme projek is, wat ons beplan om later vanjaar in Washington DC uit te rol. Nou net vinnig, ek glo jy behoort al te weet waaroor die projek gaan. Die plan is om 3000 Wit Kruise op die groot grasperk daar tussen die Withuis en die Capitol Hill gebou te gaan plant, as 'n tydelike, kom ons noem dit maar 'n protesaksie vir bewusmaking oor die krisis in Suid-Afrika, waarvoor ons verskeie organisasies ook gaan kontak en waarby ons verskeie organisasies en rolspelers gaan betrek. En die idee is om die geleentheid te gebruik, hierdie publieke bewusmakingsaksie, om meer inhoudelike of substantiewe inhoud oor die krisis in Suid-Afrika op die tafel te sit, behoorlike navorsing ensovoorts, maar dan dalk selfs belangriker om daardie energie wat die bewusmaking losmaak te kanaliseer na oplossings vir die krisis in Suid-Afrika, na steun vir oplossings vir die krisis. Nou daar's 'n paar aspekte waar ek graag terugvoer wil gee, want daar's baie goeie vordering met die projek en ek wil jou laat weet presies waar ons staan. So die eerste groot ding op hierdie stadium is die permit. Nou net soos in enige ander land werk dit so, jy moet 'n permit hê om so iets te doen. Jy kan nie sommer net so 'n protesaksie of 'n bewusmakingsaksie gaan uitvoer sonder toestemming nie. Nou ons het met die National Park Service in Washington DC nou al vir 'n tyd lank gekorrespondeer hieroor, en so 'n paar weke gelede toe ons in Washington was, het ons met hulle 'n vergadering in persoon gehad en ons het eintlik reeds informeel die goedkeuring gekry dat ons kan voortgaan, maar op hierdie stadium is die formele permit nog nie uitgereik nie. Ons het nou weer in hierdie week met hulle gepraat daaroor en dit lyk vir ons of ons die permit binnekort gaan kry. So ons het baie van die logistieke reëling so bietjie teruggehou omdat die permit uiteindelik die finale goedkeuring is dat ons kan voortgaan. Ons het 'n datum met hulle bespreek en soos ek sê, ons het voorlopig goedkeuring. Ons wag vir die permit voor ons die datum aankondig, maar wanneer ons die permit het, het ons die sekerheid dat ons kan begin geld spandeer en dat ons kan begin logistieke reëlings vasmaak. Ons glo dat ons die permit vinnig sal kry. Die rede waarom dit 'n bietjie langer gevat het as wat ons verwag het, ons nou ook gehoor, is natuurlik omdat daar vanjaar die groot America 250 feesvieringe is. Dit is vanjaar spesifiek in Julie, 250 jaar sedert die onafhanklikheidsverklaring, die Declaration of Independence, en daar word groot goed daarvoor beplan. En onder andere dieselfde span wat ons permit uitreik is besig met hierdie reëlings. Maar ons glo dat ons dit vinnig sal kry en dan sal ons datums bekend maak ensovoorts. Tweedens, die kruise. Ons het nog nie die kruise begin vervaardig nie, juis omdat ons wag vir die permit, maar ons het al 'n bietjie navorsing hieroor gedoen en ons eerste skattings is dat dit omtrent 10 na 11.000 dollar gaan kos om die kruise te maak. Nou ons glo en ons hoop dat ons vir goedkoper sal wegkom deur goedkoper materiaal te gebruik en die kruise miskien 'n bietjie kleiner te maak as wat ons aanvanklik gedink het dit sou wees. Dit hang natuurlik alles af van die fondswerwing, die mate waarin ons die nodige steun kry, finansiële steun, om 'n projek soos hierdie uit te voer. En ek gaan net nou iets sê oor hoe jy kan bydra tot hierdie projek, indien jy dit nog nie gedoen het nie. Dan oor die konferensie self, waarna ek verwys het, daar is 'n konsepprogram vir die konferensie. Ons het al reeds begin reëlings tref oor bepaalde lokale. Ons het voorlopige tye en datums vasgemaak, weer eens afhangend van die permit. Daar's 'n kans dat ons dit bietjie gaan rondskuif, maar dit sal definitief in Washington DC wees. En ons het ook al van die sprekers begin vasmaak. Nou, wat ons ook by hierdie konferensie gaan doen, kom ek sê net eers, wat ek reeds genoem het, dat hierdie konferensie is uiters belangrik, want dit help nie ons het bloot net 'n tentoonstelling van die krisis nie. Die konferensie gaan inhoud gee, gaan verduidelik, gaan die konteks gee en gaan dan oplossings op die tafel plaas waarvoor ons gaan steun werf. Nou, wat die konferensie self betref, is daar 2 goed wat belangrik is. Die een is dat ons nou gaan begin om video's te vervaardig, kort video's, wat ons gaan saamvoeg om by die konferensie te speel, en ek sal net nou iets meer daaroor sê. Maar dan, die belangrikste is dat die konferensie 'n platform gaan wees vir slagoffers om hulle eie stories te vertel. Ons het reeds 'n kortlys opgestel van 'n lys van slagoffers, mense wat plaasaanvalle oorleef het of wat geliefdes verloor het in plaasaanvalle. Ons het met 'n hele reeks van hulle vergaderings of gesprekke gehad die afgelope paar weke en ons moet nou vasstel wie kan 'n mens vat
om by hierdie konferensie te praat en natuurlik ook afhangende van die fondswerwingsveldtog, hoeveel kan ons bekostig om saam te vat? Verkieslik wil ons meer as een vat. Ek moet eerlik sê, die konflik in die Midde-Ooste, die petrolprys en die prys van vlugte is uiteraard nou, dit het ons beïnvloed en vlugte is nou aansienlik duurder as wat ons geskat het, aanvanklik dit sou wees, so dit raak natuurlik ook die inisiatief. En dit raak uiteraard ons fondswerwingspogings. Die konferensie, ons is in gesprek met organisasies en verskillende rolspelers in Amerika en dan spesifiek in Washington DC oor hierdie konferensie en weer eens, wanneer ons die permit het, gaan ons al daai logistieke goed vasmaak en daaroor gaan ons met julle kommunikeer. Ons wil mense juist aanmoedig, as jy dalk in Amerika is, om die konferensie by te woon, of as jy 'n visa het en jy kan dalk en is bereid om die konferensie, om oor te vlieg en die konferensie by te woon wanneer ons dit doen, sal ons dit aanmoedig en ons sal 'n geleentheid gee vir mense om op daai manier in te skakel. Dan wat die navorsing betref, ons gaan 'n omvattende verslag publiseer oor die vervolging van minderhede in Suid-Afrika. Ons het eerste weergawes van die verslag reeds gepubliseer en ons gaan baie hieroor sê in die weke wat voorlê. En ons het dan ook deur die Lex Libertas Media Monitor 'n span van vrywilligers saamgestel, nou net so bietjie meer as 10 al, ek dink is 11 of 12 op hierdie stadium, wat betrokke is by die plaasmoorde verifieringsproses. Nou wat dit behels, ons het al genoem, ons wil nie net leë kruise daarop sit nie, ons wil kruise met name opsit, ons werk saam met die Wit Kruis Monument hier in Suid-Afrika en met verskeie ander organisasies. Nou daar's verskeie lyste tans van verskeie organisasies wat databasisse het van insidente, plaasaanvalle, plaasmoorde ensovoorts. Ons is besig om 'n soort meesterlys saam te stel en om elke geval wat ons kry te verifieer op verskillende maniere. So ons is besig om 'n soort meesterlys te bou wat ons gaan gebruik om op die kruise te sit wat ons in Washington gaan vertoon, ten minste die name van die slagoffers en wanneer dit gebeur het en ook hoe oud hulle was. En soos ek sê, ons is in gesprek met die Wit Kruis Monument om hierdie hele momentum eintlik te gebruik om die monument daar in Limpopo in die noorde ook op te dateer en ek gaan later bietjie meer daaroor sê en ons gaan ook later meer daaroor bekend maak. Dan is ons ook besig met 'n projek wat ons noem die Dirkou projek. Dis natuurlik die Departement van Internasionale Skakeling en Samewerking. Die Dirkou projek is 'n studie, eintlik 'n soort lys of 'n audit wat ons doen oor pogings wat al aangewend is om hierdie krisisse waaroor ons nou praat binne in Suid-Afrika op te los. Waarom is dit belangrik? Want elke keer wanneer daar internasionale kritiek is, dan sê die president en die minister van buitelandse sake dieselfde ding. Waarom praat julle nie met ons hieroor nie? Waarom praat julle met Amerika? Waarom praat julle met die Verenigde Nasies, met die Europese Unie of hierdie organisasie in hierdie land ensovoorts? Waarom kom julle nie na ons toe nie? Kom ons sit om 'n tafel en ons bespreek dit. Wat natuurlik nonsens is, want daar was al soveel pogings gewees om hierdie goed met die regering te bespreek op een of ander manier wat eenvoudig op dowe ore val. Byna altyd is daar geen reaksie nie of word gesprekke of versoeke vir gesprekke nie toegestaan nie, of wanneer dit toegestaan word, dan is dit, soos wat Margaret Thatcher gesê het, tea and sympathy. 'n Lekker, positiewe gesprek wat uiteindelik op niks uitloop nie. So ons moet wys dat daar 'n rede is waarom ons internasionale bewusmaking doen, en dat dit nie bloot net gaan om die regering te probeer sy stap, of dat daar een of ander poging is om met die buiteland te praat, sonder dat 'n poging aangewend is om met die regering te praat, soos wat hulle beweer nie. So ek is regtig dankbaar vir die vrywilligers wat ingeskakel het, mense wat hulle eie vrye tyd afstaan om honderde gevalle te verifieer, van slagoffers, van plaasaanvalle en dan ook hierdie storie. En ek wil jou sommer nou aanmoedig, as jy hiermee wil help, kontak ons. Ons het 'n WhatsApp nommer wat onder hierdie video sal wees. Stuur vir ons 'n boodskap en ons gaan jou inskakel, ons gaan jou betrek, raak betrokke by die projek. Die projek is so groot, ons kan dit nie self doen nie. Ons kan dit nie by Lex Libertas doen nie, dit het te veel tyd en energie nodig, en ook, ons kan dit nie self finansier nie, en dit is natuurlik waarom ons hierdie fondswerwingsaksie het. Goed, dit is wat navorsing betref. Ek wil vinnig ietsie sê oor samewerking. Die New York Young Republican Club is ongelooflik in hulle hulp en betrokkenheid met hierdie projek. Ons kry deurlopend terugvoer van hulle af oor die inisiatief wat hulle neem om hierdie aksie te versterk.
Hulle reik uit na groot invloedryke rolspelers, mense met enorme platforms in Amerika, om hulle te betrek by hierdie inisiatief om te help praat daaroor. Hulle gaan ook help kruise borg. Ons het vir hulle gevra om te wag tot ons by 1000 kruise kom. Ek sal nou sê waar trek ons. Ons het vir hulle gevra wag tot ons by 1000 kruise is voordat julle in julle netwerk begin bemark vir kruisborgskappe ensovoorts. Hulle help met logistieke reëlings en ook om verskeie ander geleenthede vir ons oop te maak en ons gaan nog baie daaroor gesels. Ons is ook in gesprek met verskeie instellings in Washington en op ander plekke in die VSA, veral Young Republican Clubs, nie net die New York Young Republican Club nie, wat wil help. En weer eens, sodra ons die permit het, gaan ons daai logistieke goed begin vasmaak en dan gaan ons ook vir julle terugvoer gee oor wie is betrokke. En dit bring my juist by die punt van samewerking. So daar is verskillende maniere hoe mense kan inskakel en op een of ander manier by hierdie projek betrokke kan raak. Die een, terwyl ons daaroor praat, is instellings of instellingsvennote, kan 'n mens dit noem. Dit is organisasies wat sê ons wil help met hierdie projek. Nou verskeie het al na ons uitgereik en gesê kan hulle op 'n manier betrokke raak, verskeie binne in Suid-Afrika en buite Suid-Afrika. En ons gaan binnekort meer hieroor bekend maak. Organisasies kan help op 'n paar maniere. Hulle kan help met navorsing, hulle kan help om kruise te borg en dan veral ook om mense aan te moedig om die petisie te ondersteun. En ek sal nou sê waar ons trek met die petisie. So ons het reeds 'n hele paar instellingsvennote, maar ek wil jou aanmoedig as jy hierdie video kyk en jy is betrokke by een of ander instelling, reik uit, laat weet ons as jy betrokke wil raak as 'n vennoot in hierdie projek. Tweedens gaan ons 'n netwerk van ambassadeurs hê. Ons het eintlik klaar 'n lys wat ons nog nie bekend gemaak het nie. Ambassadeurs is, soos hulle in Engels noem, influencers, mense met groot sosiale media profiele of groot reikwyte om watter rede ook al, wat meer aktief by hierdie projek betrokke gaan raak en op verskillende maniere gaan help. Ons het reeds 'n hele paar internasionale ambassadeurs en dan sal 'n hele paar plaaslike rolspelers na wie ons reeds uitgereik het of wat reeds na ons uitgereik het. Ons gaan dit ook binnekort uitrol en bekend maak. En dan derdens wat ons noem versterkers. Of in Engels kan jy sê amplifiers. Dit is mense, voetsoldate, mense wat sê hoorie ek wil help om hierdie projek uit te voer. Nou ons het 'n hele lys van hulle al. Ons het nog nie 'n werkswinkel met die versterkers gehou nie, omdat ons almal laat weet het as jy opgeteken het as 'n versterker tot nou toe behoort jy al die boodskap te gekry het. Ons wag vir die permit, sodra die permit amptelik is, dan gaan ons hardloop met hierdie. So ons gaan binnekort 'n aanlyn vergadering reël oor hierdie inisiatief, hoe jy kan help. En jy hoef nie eers net in Suid-Afrika te wees nie. Ons het mense in Amerika en in ander lande ook wat al aangesluit het en gesê hulle wil as versterkers dien. So, as jy 'n versterker wil wees, klik op die skakel hier onder, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons gaan jou op daai lys sit en ons gaan met jou praat oor hoe jy meer aktief by hierdie projek betrokke kan raak. Dan, ons gaan 'n hele paar aksies hou in die aanloop tot die uitrol hiervan. Een daarvan is 'n skoonmaakaksie by die Witkruis monument daar in die noorde. Ons gaan binnekort meer inligting hieroor bekendstel. As jy daarbey betrokke wil raak, laat weet ons. Kortliks behels dit dat ons die monument gaan besoek met 'n groep mense, ook met 'n paar van die ambassadeurs. Van die kruise wat omgeval het, gaan ons weer plant. Van die kruise wat geroes het, gaan ons versorg. Ons gaan die terrein net oor die algemeen mooier maak en skoner maak en dit dan ook op daai manier ook koppel aan hierdie groot projek wat ons in Amerika gaan uitrol. Maar daar gaan 'n paar ander aksies wees. Ons beplan golfdae met veilings, ook vir fondsinsamelings. Ons gaan by feeste praat en ons gaan 'n dokumentêre film maak hieroor. Die dokumentêre film is belangrik want dit gaan vir ons die inhoud gee om klein uittreksels daarvan te vertoon by die konferensie self, maar ons ondersoek tans geleenthede om die dokumentêre film self ook in Washington en miskien in ander plekke in die VSA te gaan vertoon. En dit is natuurlik onderhoude en inligting met kenners en slagoffers oor wat die werklike toedrag van sake is in Suid-Afrika. En dan laastens, die vordering, waar trek ons? Ons doel is om by 100,000 name uit te kom. Die petisie het tans 20,000 name op. So ons is agter met die petisie. En ek wil jou regtig vra, as jy nog nie die petisie geteken het nie, teken dit. Klik op die skakel hieronder, teken die petisie en stuur dit aan. Al het jy dit al geteken, stuur dit aan vir ander mense. Ons weet mense is moeg vir petisies. Mense sê, hoekom help? Wat gaan 'n petisie nou eintlik help? Hierdie is nie nog een van daai petisies nie.
Hierdie petisie, ons het klaar gereël dat hierdie petisie oorhandig sal word aan die Amerikaanse regering wanneer ons hierdie aksie uitrol en die petisie sal ook kan gebruik word vir ander bewusmakingsaksies. Maar die petisie is nodig om die getalle agter die projek te sit, om te wys dat dit nie net 'n organisasie is wat 'n agenda dryf nie, maar dat daar groot steun hiervoor is. Jy hoef nie in Suid-Afrika te wees om die petisie te teken nie, enigiemand kan dit doen. Teken die petisie en stuur die skakel aan vir jou vriende, jou familie, jou kollegas, dat ons hierdie petisie by 100 000 kan kry. Kruise, ons vinnige som aanvanklik was dat ons min of meer 3000, wel daar gaan 3000 kruise wees, maar dat mense die kruise kan borg teen ongeveer $15 per kruis en dat dit min of meer die kostes van die aksie sal dek. Nou $15, ons werk sommer op R280 as die ekwivalent van $15 sodat ons nie die hele tyd op en af hoef te gaan nie. Dit wissel, partykeer is dit bietjie meer, dis eintlik tegnies 'n bietjie meer as $15, maar ons moet vir julle sê ons is bekommerd. Eerstens dat 3000 kruise teen $15 of R280 per kruis nie genoeg gaan wees om hierdie projek uit te rol nie. Ons maak wel goeie vordering. Baie mense het al kruise geborg en wat veral boeiend is vir ons en regtig mooi is om te sien, is hoeveel slagoffers kruise geborg het. Mense wat ons kontak en sê, ek borg 'n kruis vir my pa of my sussie of iemand wat ek ken of 'n vriend wat op 'n plaasaanval vermoor is. En ons is regtig dankbaar daarvoor. Hoewel die doel nie hier is dat die slagoffers die geld moet spandeer nie. So ek wil jou regtig aanmoedig, as jy nog nie 'n kruis geborg het nie, doen dit, dis R280. Ons het 'n aparte bankrekening daarvoor geskep. Al die skenkings wat deur die webblad gaan outomaties na hierdie aparte bankrekening toe. Verskeie mense het al aantal kruise op een slag geborg, 10 kruise op 'n slag. Ons het al 'n paar mense gekry wat gesê het hulle oorweeg om al 100 kruise te borg. Ons is tans op 900. 900 uit 3000. Dis goeie vordering, maar dit is ook nog nie genoeg om hierdie projek uit te rol nie. Ek het vroeër genoem, ons het vir die New Yorkers gesê, wag tot ons by 1000 is. So help ons om by 1000 kruise uit te kom en dan gaan ons daai kanale aktiveer ook met ander forme van fondswerwing en kruise wat ook op ander manier gewerf word. Borg 'n kruis as jy dit nog nie gedoen het nie. En dan laastens net, dankie vir almal wat al reeds op een of ander manier betrokke is by hierdie projek, wat op een of ander manier gehelp het deur die petisie te teken, deur 'n kruis te borg, deur ons te kontak en te vra of hulle hiermee kan help of daarmee kan help. As jy dit nog nie gedoen het nie, weer eens, teken die petisie, moedig ander aan om dit te doen. Borg 'n kruis, as jy dit nie kan bekostig nie, moenie 'n kruis borg nie. As jy dit kan bekostig, borg meer as een kruis, borg 10 of 20 of 100 as jy kan, want op hierdie manier is dit vir ons moontlik om hierdie projek uit te rol. En as jy wil betrokke raak by hierdie projek, laat weet ons en ons gaan jou intrek en jou deel maak van hierdie inisiatief. Dankie julle.